Jy is ingeskakel op Groot Plaas en op 'n maandag is dit altyd lekker om te gesels met Dr. Johnny van der Merwe. Hy is natuurlik van Agricultural Market Trends en ons gesels altyd oor lekker tendense in die landboumarkte. Johnny, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre Doopie, altyd lekker om hier te wees. So Johnny, wat kan jy ons vertel hoe die markte geskuif in die laaste week vandat ons gesels het? Ja, daar's baie nuus wat uitgekom het, veral in die graanmarkte en bietjie in die varsprodukmarkte ook wat so bietjie meer positief gedraai het. Maar hierdie week wil ek so bietjie begin by ons van ANT af probeer ons regtig 'n diens vir die boere gee en een van hierdie dienste wat ons doen is ons kyk bietjie na pryse wat nou nie algemeen beskikbaar is nie. Byvoorbeeld soos varkpryse, eierpryse wat ons dan bymekaar kry. En ons het dan gesien, ons het laasweek Vrydag dan die nuutste varkpryse gedoen en varkpryse wat dan so 1.5% op is vir vleisvark en vir spekvarkpryse. Met die nuutste prys wat dan so net so by die R37 tans staan en dan worsvarkpryse wat met 2.6% gestyg het die afgelope week. En dan die ander beweging wat nogal interessant gesien het is eierpryse. Gegradeerde eierpryse wat hier so op R21.70 op die oomblik staan en dan ongegradeerde eiers so op R17.70 wat dan so ook so 'n bietjie opwaarts beweeg het. Nou so as jy in hierdie vraelyste wil deelneem, skakel my dan ook gerus. In terme van bees en skaapvleis, dan wil ek so vinnig bietjie oorgaan na die bees en skaapvleisbedrywe toe, het ons gesien dat speenkalvers baie sywaarts gebly het, so klein bietjie opwaarts beweeg het. Ons verwag dat hy wel hier na November nog bietjie kan opwaarts gaan, moontlik nog so R50 wat hy kan styg oor die volgende maand of so. En dan verwag ons dalk so 'n klein dalingkie in Desember, maar weer eens ek dink nie 'n groot beweging vir die res van die jaar vir speenkalvers op die oomblikie. Back and Cloud dan ongelukkig weer 'n bietjie uitgebrei of weer verder versprei. Daar's sprake dat dit 'n bietjie dieper in die Vrystaat in die Noordwes ook versprei. Nie goeie nuus nie, maar dit behoort pryse so 'n bietjie van 'n hupsou te gee met slagtings wat moontlik bietjie vertraag is vir A23 of jou superspryse. En daai superspryse wat so op R70.50 tussen 70 en 71 rand dan staan en die verwagting is dat hy moontlik na Desember toe dalk kan opwaarts beweeg as ons hierdie slagting sien wat vertraag is. Maar baie interessant is skaap bly baie hoog. Relatief, nie baie nie, maar relatief hoog. Ons sien hy bly so op 100 en tussen 105 en 107 rand vir slagpryse en dan lampryse wat dan net so onder die 50 rand in beweeg het, so na 49 rand per kilogram. Ek verwag wel dat skaap en lampryse so 'n bietjie kan daal soos ons Desember maand te beweeg, maar ons sal wel moet kyk. Dis 'n baie interessante jaar en 'n baie kan ek sê unieke jaar soos ons aangaan. Groot nuus natuurlik in die graanbedryf. Hierdie week hopelik kan ons sien dat China en Amerika 'n bietjie handelsgesprekke gaan hê en dit kan vir ons baie verligting bring. As ons so die markte kan eintlik nou in een van twee rigtings beweeg. As ons sien dat hierdie handelsgesprekke dan suksesvol is, dan kan ons wel baie positiewe nuus sien vir veral sojapryse. Dit kan oorspoel na ons plaaslike mark toe. Sojapryse kan lekker opwaarts beweeg. Ek hoop dit kan mielies ook dan optrek en dan baie produsente sit steeds met mielies en sojas in die silo's of in stoorgeriewe. So hopelik kan dit dan 'n geleentheid skep om van daai produkte dan van die plaas af te kry. Ek hoop regtig dit kan vir ons produsente geleentheid skep. As dit wel nie gaan gebeur nie, dan kan dit ongelukkig pryse dan op 'n laer vlak hou. Wat vir my wel, wat produsente nou wel moet sien, ons is redelik op laer pryse vir graan op die oomblik, maar hulle moenie noodwendig hoe kan ek sê negatief daaroor teen wees nie. Ek dink alles wat negatief ingeprys is in die mark, hou pryse nou laag. So my gevoel is dat baie nuwe nuus wat na die mark toe kom, as die wisselkoers byvoorbeeld bietjie gaan verswak. Ons het gesien goudpryse het wel bietjie teruggetrek. Dit kan ook wisselkoerse verder laat verswak. As ons sien dat Amerika se opbrengste dalk bietjie minder gaan wees, dit kan mieliepryse opdruk. As ons dalk so 'n bietjie aanplantingsprobleme kry met die reën waarvan jy nou gepraat het, dan kan dit ook ons plaaslike pryse bietjie ondersteun. So daar is vir my baie positiewe goed wat pryse moontlik kan opdruk, maar weer eens ons sit redelik met 'n groot oes op die oomblik. Soos pryse opgaan, behoort ons meer verkope te sien wat dan die opwaartse beweging moontlik bietjie gaan teenwerk. So dis net iets wat 'n mens moet gaan in ag neem. Ons uitvoere na Afrika toe vir witmielies is dan steeds baie minder en dit kan ook ongelukkig dan nou so die opwaartse beweging teenwerk soos ons na Desember maand toe beweeg.
Johnny, altyd goed om met jou te gesels. Dankie vir die inligting. En dan gaan ons weer volgende maandag met jou gesels oor die nuutste tendense in die landboumark. Dit is Dr. Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends. Bly ingeskakel, ons is terug net hierna. Jy is ingeskakel hier op Groot Plaas, so saam met ons weer 'n ou hand hierso op Groot Plaas, Dr. Henny Fischer, hy is vir die hoof van die Universiteit van Pretoria se fakulteit van Natuur- en Landbouwetenskappe. Dokter, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre. So ons gesels 'n bietjie oor voedselsekerheid en die hernieude fokus op gewasse wat dan agtergelaat word. Julle sê voedselsekerheid begin by biodiversiteit. Nou, hoe gaan hierdie twee eintlik saam? So ek dink vir my wat in die verbruikers omgewing is diversiteit die belangrikste ding. 'n Groter seleksie van goed. Dis heel waarskynlik nie goed wat boere altyd wil hoor nie, want baie min van hierdie plantmateriaal en eetbare produkte waarvan ons praat is goed nagevors al, en ek verstaan dit. Ek verstaan dat as 'n mens 'n handvol aardappels of mielies of koring het wat jy kan plant wat goed nagevors is, almal verstaan waar hulle geplant word, wat is hulle probleme, en nou kom ons en ons sê, ja, maar ons soek 'n klomp soorte meer, dat daai klomp soorte meer kom met meer probleme. Maar ons het nie eintlik meer 'n ander keuse nie, want saam met al hierdie vermindering van keuses kom daar ook baie ander probleme. En so van 'n verbruikersperspektief vir my gaan dit daaroor dat 'n mens wil die hoeveelheid seleksie, dit wat jy op jou bord het, wil jy verhoog, wil jy vergroot, wil jy vermeerder, sodat as 'n mens roomspinasie moet eet, dat jy nie net altyd dieselfde spinasie keuse het om uit te kies nie, maar dat jy dalk 6, 7, 8, 9, 10 ander groen blare het wat jy uit kan kies om roomspinasie van te maak. So, julle praat ook so nou en dan van geïgnoreerde of amper weesoeste. Dis nogals 'n interessante term. Wat bedoel julle met dit? So, ek dink mens moet versigtig wees om daai terms te gebruik, want dit hang natuurlik af wie die materiaal verwaarloos, en ek dink dan bedoel ons dit sal die kommersiële voedselbedryf wees, want miskien is daar nog steeds gemeenskappe in die wêreld, in ons land, wat van hierdie plante en eetbare materiaal wel verbou. So seker moet 'n mens versigtig wees om te sê dat hulle nagelaat is of vergete is, want dit hang af wie het hulle nagelaat en wie het hulle vergete. Maar essensieel dink ek verwys ons na plante wat nie meer so alledaags verbou word nie, plante wat nie op die rak beskikbaar is nie, materiaal wat wel nog daar buite is en wel goeie nutriëntwaarde vir ons almal kan inhou, dat hulle redelik weerstand is, maar dat ons van hulle vergeet het en dat ons nodig het om hulle terug te bring op ons bord en terug te bring na ons maaltyd toe. Dr. Fischer, nou 'n interessante statistiek is hoe ongelooflik dit is dat amper net 6 plantsoorte vir meer as die helfte van die wêreldproduksie sorg. Hoekom is dit so gevaarlik? Wel, ek is nou nie 'n genetikus of for that matter 'n boer nie, maar ek neem aan hoe minder plantdiversiteit 'n mens het, hoe groter staan die kans dat jy 'n uitwissing van een of ander aard kan hê as daar 'n plant COVID sou plaasvind. So dan die ander vraag nou natuurlik is, hoe beïnvloed hierdie gebrek aan verskeidenheid ons gesondheid, spesifiek
jy weet, waarvan moet ons meer hê, waarvan moet ons minder hê en wat gaan die oplossing wees? Ek dink ons lees so ongelooflik baie van 'n medisinale deurbrake wat gebeur met plante en onontdekte materiaal wat hulle in die Amazone kry of wat ook al, maar baie van daai goed is op ons voordeur en ja, hulle is nog nie nagevors nie, maar ek dink dit is ons taak om uit te vind waar die regtig goeie voedingswaarde lê. Baie van ons inheemse groen blare in Suid-Afrika het baie hoër nutriëntewaarde as net gewone spinasie en ja, ons het nodig om hulle beskikbaar te maak, ons het nodig om seker te maak dat verbruikers se palet gewoond raak daaraan, want sekere van hulle het miskien 'n ander of 'n nie herkenbare tekstuur of miskien selfs maar 'n klein bietjie van 'n ander geur. So dis ons taak om seker te maak dat mense bereid is om met hulle te eksperimenteer en hulle te eet en dan natuurlik kom daarmee saam die potensiële voedingswaarde wat mense uit hierdie plante kan kry. Baie belangrik vir die mense om jy weet 'n nuwe geur op die palet te kry en ek weet ook julle die studente laat kook met inheemse krye wat 'n klein bietjie anders is. Hoe het hierdie eksperimente geloop? Ja, hulle was tweede jaar verbruikers en so gasvryheid en culinary science studente en ons het vir hulle 'n taak gegee waar ons gesê het hulle moet daai Italiaanse plat focaccia brood maak en hulle moet net 'n gewone pasta maak wat ons almal al by die huis maak met spek en salie en dit het ons vir hulle net 'n gewone kommersiële roosmaryn gegee, maar ook 'n inheemse Suid-Afrikaanse roosmaryn vir die focaccia brood en toe vir hulle 'n gewone kommersiële salie gegee en 'n inheemse salie gegee vir die pasta gereg. So hulle het 4 van dieselfde ding gemaak, 2 wat dan nou die roosmaryn, 1 is lokaal en 1 tradisioneel culinary herb en dan dieselfde met die salie en toe moes hulle vir ons sê wat hulle daarvan dink en wat hulle van die geur dink, maar ook hoe hulle voel dit anders, hoe was dit anders om met hierdie inheemse krye te werk wat hulle nog nooit van tevore mee gewerk het nie en wat hulle nie bekend is mee nie, want natuurlik is die onmiddellike ding dat die geur is anders, die tekstuur is anders daarvan, as 'n mens dit gaar maak, jy weet, reg oor die westerse wêreld, as jy 'n kookboek oopslaan en dit praat van roosmaryn of salie, dan gaan daar 'n indikasie wees van wat jy moet pas op voor en hoe lank jy moet kook en dis meer, maar nou gee jy vir mense twee krye wat hulle nog nooit meer van tevore gekook het nie en nou moet hulle skielik daarmee werk. So ons wou weet wat het hulle gedink. Fischer, dit is klink soos Hilda van Seweneland se soetsuur kombinasies, maar ons sal moet gewoond raak daaraan. Baie dankie vir jou tyd vanoggend is Dr. Henny Fischer, hoof van die Universiteit van Pretoria se fakulteit van Natuur en Landbouwetenskappe.